Hartlike hallo en 'n hartlike warm welkom. Dit is tyd vir Ritme Digitaal en so groot voorreg om hierdie vir jou te kan doen en hierdie vir jou te kan bring. Dit is altyd my verskriklik lekker om terugvoer te kry, of dit nou daar uit die Vrystaat is en of dit nou uit die Weskaap is en of dit nou, hoor mooi, uit Japan is en of dit nou uit Londen is of waar ook al. Jy is verskriklik welkom waar jy ook al kyk. Ek wil net weer vir ons Pretoriaaners sê, asseblief, ons wil julle graag in persoon sien by King Price daar in die Menlyn Myn omgewing. Die terugvoer wat ons kry is lekker, want dit is 'n familie, dit is 'n digitale familie, dis daar by King Price 'n in-persoon familie met baie lekker koffie. Dis heerlik, alles rondom die woord. Dit is waaroor dit gaan, die woord sentraal, Jesus sentraal en ook nou weer in hierdie geval, die woord vanaand aktueel, onverdund. Die evangelie van Jesus Christus, die kruis, die oopgraf, mag jy dit regtig waardevol vind. Mag jy regtig vind dat dit jou lewe diep aanraak. So geniet vanaand baie. Dag sê en baie welkom by Ritme Digitaal. Wat 'n voorreg om week na week saam met Johan en saam met 'n paar ander predikers die Here se woord te deel. Mag vandag ook relevant, aktueel en Bybelgedrewe wees. Kom ons bid daarvoor. Here, gee dat ons vandag die woord sal hoor, sal begryp, sal verstaan, sal implementeer. Sal die Heilige Gees self ons begelei en op die regte pad lei, sodat U naam groot eer sal ontvang in Jesus se naam. Amen. Ons tema, moenie 'n woordboelie wees nie. Moenie mense met die woord en woorde boelie nie. Kom ons begin eers by laasgenoemde. En ek wil so 'n bietjie begin by sosiale media. Ons is almal aanlyn. Ons is almal op sosiale media platforms aanwesig. Ons kommunikeer juis nou via digitale maniere met mekaar. Ek lees 'n paar studies en ek wil sommer so daaruit aanhaal wat bevind dat sosiale media die manier hoe ons met mekaar konnekteer, die Engelse woord connect, dramaties verander het. Nou is die vraag, verander dit wie ons is as ons ook anderster met mekaar en oor mekaar praat? Nuwe navorsing wys nogal 'n paar rooi ligte wat aangaan in hierdie verband oor hoe mense met mekaar kommunikeer op Facebook, op X, YouTube, Instagram, jy noem dit. En hier's 'n paar redes wat dit veroorsaak dat mense skerper, meer verneig, minder liefdevol met mekaar kommunikeer. John Suler, 'n bekende sielkundige, praat van die online disinhibition effect. Wat hy bedoel is dat mense 'n ander persona miskien aanneem op sosiale media. As jy wegkruip agter jou selfoon, agter jou sleutelbord, dan word jy, soos die Engelse sê, 'n keyboard warrior. Dan het jy 'n vrymoedigheid partykeer wat jy nie het as jy mense 1-tot-1 in die oog moet kyk nie. 'n tweede baie onrusbarende rede hoekom mense so liefdeloos is omdat algoritmes op sosiale media platforms voorkeur gee aan negativiteit. Daardie algoritmes wat ingebou is in alle sosiale media het agtergekom negatiewe stories, negatiewe foto's, negatiewe nuus werk soos 'n bom. Bad news is good news. Dit was nog altyd vir die media so. Des te meer vir sosiale media. Plaas net iets negatiefs oor iemand en almal deel dit sonder om 2 keer te dink. En dit skep vrees en woede en dit maak mense regtig opgeklits om nog erger en kwaader te word. 'n derde rede wat maak dat sosiale media nogal 'n gevaarlike plek kan word, is wat navorsing noem echo chambers, echo-kamers. Sosiale media tel op waarvan jy hou en kry mense wat jou stemme echo, sodat jy
eintlik in so 'n soort van 'n seepbel die heeltyd is. En dan natuurlik die toenames in cyberbullying, bullies wat op internet jou eenvoudig net boelie. Jy het al deurgeloop, ek het al baie deurgeloop. Ek is baie keer verstom oor die wreedheid, die kruiheid, die totale onmenslikheid waarmee sommige mense my sal behandel. Die feit is, ons woorde moet geweeg en getel word. Ons het geen lisensie by die Here gekry om op enige plek waar ons onsself bevind anderster te wees nie. Ek het geen reg om my norme, my integriteit, my waardes op sosiale media aan te pas, omdat almal dit doen nie. Sosiale media is deel van die werklikheid. Dit het gekom om te bly, dit gaan al hoe groter deel van ons lewens uitmaak. AI, KI, kunsmatige intelligensie, met ChatGPT en wie weet hoeveel nuwe intelligensieplatforms is besig om die wêreld onherroepelik te verander. Baie mense se werk reg oor die wêreld is in gedrang. Ek lees net 'n studie onlangs dat sê dat net in die VSA gaan hierdie deurry plekke waar jy jou bestelling sommer so in die motor plaas, die drive-thrus, waar jy sommer so by 'n vinnige kitskos eetplek stop in jou motor, jy plaas jou bestelling, jy sit in jou motor en jy kry jou bestelling. Dat 500 sulke restaurante in die VSA mense vervang het met KI, met kunsmatige intelligensie. So dit is die realiteite waarbinne ons lewe. Dit help nie ons ontsnap ons selfone of ons stap dit nie. Ons moet leer om nie woordboelies te wees nie. Ek haal 'n paar tekste aan uit die boodskap, die eie tydse vertaling van die Bybel waarby ek betrokke was, vanuit die boek Spreuke, wat praat oor hoe ek my woorde, my mond, se taal bestuur. 'n Gelowige se woorde kan baie vir mense beteken. Dit is 'n onuitputlike bron van inspirasie. Spreuke 10 vers 11. Wanneer 'n wyse praat, kan jy hoor hy ken die lewe. Spreuke 10 vers 13. 'n Gelowige se woorde is uiters kosbaar. Spreuke 10 vers 20. 'n Gelowige se woorde is vol wysheid. Spreuke 10 vers 31. 'n Gelowige se woorde vol wysheid is so saad wat gesaai word. Mettertyd dra dit baie vrug in ander se lewe. Spreuke 12 vers 14. 'n Gelowige praat altyd die waarheid. 'n Mens kan op sy woord staat maak. Spreuke 12 vers 17. 'n Wyse mens is beskeie oor al sy kennis. Spreuke 12 vers 23. 'n Gelowige se woorde kan baie vir ander mense beteken. Hy trek self ook voordeel daaruit. Hy wat sy mond kan hou, bly uit die moeilikheid. Spreuke 13 vers 2 tot 3. 'n Sagte antwoord laat die woede bedaar. Spreuke 15 vers 1. Iemand wat kalm oor probleme praat, se woorde maak heel. Spreuke 15 vers 4. 'n Gelowige dink mooi voordat hy antwoord. Spreuke 15 vers 28. Wie let op wat hy sê, verstaan wat wysheid is. Spreuke 17 vers 27. 'n Gelowige se woorde is soos 'n borrelende fontein. Dit bemoedig mense, troos hulle en wys hulle op die regte pad. Spreuke 18 vers 4. Aangrypend, né? Die kort en die lank en die lank en die kort is dat ons mond 'n wapen is van genesing of van vernietiging. Daarom kort ons, soos ek vir myself sê, 'n goeie mondspoel, 'n geestelike mondspoelmiddel, voordat ons met ons vingers op ons sleutelborde tik, voordat ons met ander mense praat en voordat woorde finaal oor ons lippe ontsnap. Ons mag nie boelies wees nie. Ons mag nooit sê wat ons wil en dit doen wanneer dit ons pas nie. Wanneer ons dink, moet ons eers laat die Here ons gedagtes beetpak en dit vorm, sodat die regte woorde uiteindelik oor ons lippe sal kom.
Vat daarom 'n rukkie tyd voordat jy antwoord op 'n verneinige e-pos. Stap weg van 'n kwaadwillige plasing op sosiale media. Moenie oorhaastig 'n plasing deel voordat jy die feite nagegaan het nie. Moenie oorhaastig iets like as jy nie seker is of dit die waarheid is nie. Moenie saam praat as almal kwaad is nie. Moenie beklei as almal saam beklei nie. Bly stil, stap weg, praat sag, praat stadig, tel jou woorde, weeg die gewig daarvan, laat jou woorde deurdrenk wees met die Here se wysheid. Moenie met die woorde wat op jou lippe is boelie nie. Maar in dieselfde asem, moet ook nie die Here se woord as 'n wapen gebruik. 'n Seermaakwapen bedoel ek. Dit sien ek eweveel hierdie straatvegters vir die waarheid, ook op sosiale media. Ek het dit nou die dag weer gesien toe die paus oorlede is. Het ek my verstom aan die haatspraak by baie Christene wat radikaal verskil van katolieke denke. Dan dink ek myself, dit is reg om te verskil. Ek is ook deel van die reformatie en ek koop nie in op Rooms-Katolieke teologie van A tot Z nie. Maar ek het geen lisensie gekry om die paus te verdoem of enige iemand te verdoem nie. Ek het lank genoeg geleef en ek was al genoeg kere in my lewe in Europa en ons het in Duitsland gebly, waar ek genoeg katolieke ontdek het wat die Here Jesus ken soos ek en jy hom ken, om met eens te besluit dat 1000 miljoen mense is verlore, net omdat ek so besluit. Dis nie hoe 'n Christen met die waarheid omgaan nie. Ek mag verskil. Ek het die reg om te verskil. Ek gebruik die woord as ek verskil. Ek weet daar is dwaalleer. Maar ek weet ook Paulus het vir Timoteus gesê, toe hy hom juis gestuur het ook om dwaalleer te bestry in 'n plek soos in Efese in die eerste Timoteusbrief, het hy vir hom gesê dat hy nie twisgierig moet wees nie. Hy sê dit in beide Timoteusbriewe. Jy is 'n man van die Here, Timoteus. Jy is nie twisgierig nie. Jy is nie bekend vir hoeveel mondgevegte jy reeds gewen het nie. Jy is nie soos 'n bokser wat telling hou. Ek was al in soveel gevegte, en soveel het ek met 'n keioue 'n knockout gewen nie. En soveel was op 'n tegniese punt nie. Jy hoef nie elke woordgeveg te wen nie. Jy hoef nie die Bybel as 'n wapen van aanval, van seermaak te gebruik nie. Ook gebruik die woord om mense op te bou en te onderrig, soos wat ons nou met mekaar doen. Ook gebruik die woord as 'n troosmiddel en as 'n openbaring van die waarheid. Ook gebruik die woord soos Paulus vir Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 16 sê, om onjuisthede te korrigeer, om mense op koers te hou en myself ook. Die woord is in die eerste plek 'n lig op my pad. Ek gebruik nie die Bybel die heeltyd om ander mense reg te sien en reg te ruk en vas te vat en uit te sorteer nie. Ek begin by myself. Ek laat die Here se woord in my lewe inskyn. Ek maak dat die Here se woord my lewe verlig, dat ek by sy altare rus vind en vrede vind. En dan eers het ek die reg om met ander liefdevol en opbouend en met die deernis van ons Here Jesus te praat. Ons leef in 'n wêreld waar ons moet dink, dat ons 'n tree verder moet stap en dieper moet dink oor ons woorde, ons dade, ons gedrag. Die probleem met sosiale media is dat dit 'n langtermyn geheue het. Dit onthou vir altyd as ons nie oppas wat ons gesê het nie. Tel jou woorde, weeg jou woorde, doen wat die Spreukeskrywer sê. Moenie 'n woordboelie wees nie. Wees 'n woordsmid, woordopbouer, iemand wat beleggings in ander se lewe doen, iemand wat die Here se naam opbou en mooi praat. Dan sal die Here iets moois met jou en my woorde doen. Dan sal ons woorde genesing bring, soos wat die Here dit bedoel het om te wees. Hoor die Here se woord. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ek my woorde kan doop in die Heilige Gees. Dankie dat ek my woorde kan doop in die woord. Vul my woorde, my mond, met pragtige woorde, met opbouende woorde, met keurige woorde, met stylvolle woorde. Laat die naam verheerlik word deur die manier hoe ek en elke ander Christen praat. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir die saamreis. Mag jy 'n vreugdevolle, mooi praat dag vandag en elke ander dag beleef. Vrede vir jou.
Ja, en net partykeer na so 'n boodskap is dit goed om so min as moontlik te sê. Min woorde, net 'n wow. Kom ons vat hierdie, kom ons doen hierdie, kom ons leef hierdie. Dis altyd die uitdaging van die woord. Nie net om dit te lees nie net om dit te hoor nie, maar om dit te gaan leef. So kom ek en jy gaan leef hierdie en ons maak ons wêreld 'n ander plek, 'n beter plek. Dankie vir jou ondersteuning, dankie vir jou terugvoer, dankie ook vir die finansiële bydraes. Ons waardeer dit verskriklik. Dit help ons om hierdie boodskappe, die woord van die Here regtig letterlik wêreldwyd uit te kry. Baie dankie vir jou hulp om dit moontlik te maak. Versprei gerus hierdie boodskap ook. Ek bedoel, dit gaan elke mens wat hierna kyk, wat hierna luister, se lewe aanraak. So help vir ons om hierdie boodskap so wyd en suid as moontlik versprei te kry. En mag jy 'n fantastiese week verder hê. Geniet elke oomblik. Mag die Here jou werklik seën in hierdie week.